Middag julle, ek hoop het gaan goed. Ek wil vandag wil ek 'n bietjie praat oor iets anders. Ek het net toe lees ek op Facebook van die een vroutjie wat sê haar ma is oorlede en nou is hulle besig nou om haar ma se affairs agter mekaar te kry. En natuurlik moet hulle mos nou deur die ma se goed gaan en whatever ook al. En sy kry 'n klomp bewyse van vouchers wat haar ma gestuur het vir 'n man, wat haar ma seker maar online geontmoet het. Die ma het nog nooit die man met 'n oog gesien nie. En maar ma het nog gereeld vir hierdie man geld gestuur. Daar was glad insidente waar die kinders ook met haar gepraat het, so ver gegaan het om haar ma te noem, want sy het vir hulle gereeld geld gestuur. En op die einde van die dag, toe hulle vir die ma sê, dit is 'n scam, en toe was die ma nog nie baie happy met hulle gewees nie. En as sy nou kyk na die ma se finansiële omstandighede, is die ma gedreineer. Die man het 'n klomp van die ma se geld gevat, basically alles van die ma gevat. En dit is waaroor ek vandag wil praat. Ek wil praat, as ons op TikTok is, of op Facebook is, enige ander sosiale media platforms of sosiale platforms, dan kry 'n mens hierdie DM's, en jy kry hierdie DM's van verskillende mense af. Manne wat lyk soos Lewis Hamilton hulle, en ander wat lyk soos Rich, ek weet nie wat het Rich gespeel in die Bold and the Beautiful, of het hy gespeel in Days of Our Lives, ek kan nie eens onthou nie, maar man, jy kry net die pragtigste DM's van die pragtigste manne. En kom ons wees tog nou baie eerlik, op ons ouderdom, né? Ons is mos nou al oud, soos ons mos nie meer vandag se kinders sien. En ons kan ook mos nou na onsself kyk in die spieël, en jy kan mos nou regtig vir jouself afvra, Here, hoe gaan 'n man soos Rich in my in belang stel, wat 'n ou auntie is, en wat so groot en vet en uitgereis is, met plooie ook nog, beplooi ook is, met grys hare ook. So jy kan mos by jouself dink, man, dis mos so godsonmoontlik, dat so 'n man in jou gaan belangstel. Nie dat ek sê, man, kan nie, maar regtig. En jy het die man nog nooit met 'n oog gesien nie. Here, nie eers op 'n videocall gesien, of ek weet 'n keer van hulle doen ook so alles, miskien op 'n videocall ook gesien, ek weet nie. En jy stuur vir hierdie man duisende rande. Nou kom ek sê vir julle vandag, ek is getroud, né? En die huwelik is elke dag baie lekker. Glo vir my, met die min aandag wat ek seker by my man kry, né? Stel ek nie belang in aandag van enige ander man nie. Ek is amper 13 jaar getroud. In die 13 jaar het ek 2 geleenthede gehad, om die een was 'n ex-boyfriend van my, wat van weet nie waar af was, wat belang gestel het, en ek het myself gesê, nee Here, dit is hoekom jy 'n ex-boyfriend is, ek sal nou regtig dit doen nie. Die tweede ene was 'n kliënt van my, wat belang gestel het, maar ek het vir myself gesê, nee, wat ek sukkel maar met hierdie man van my al aan, en kyk maar hoe ver kom ek, of hy die dag my los en ons skei, of hy doodgaan, dan sal ons dit maar van af vat. Maar ek sukkel liewerste maar met een auntie se kind, as wat ek sukkel met 'n klomp auntie se kinders. Maar waar ek op wil neerkom is dat, sukkel maar liewerste met dies wat jy sien, en wat jy ken, en wat jy weet, waar bly sy ma, waar bly sy suster, waar bly sy oom, waar bly sy auntie. In plaas van jy gaan sukkel met 'n man, wat vir jou sê, hy sit in Amerika, maar dan sit hy net die bo Nigeria in, of eers bo Nigeria, en miskien nog in Central in Port Elizabeth in, as stuur vir jou fotootjies en goeders en whatever ook al. Ek weet 'n mens raak alleen, maar kry maar liewerste 'n hobby. Vat al hy geeltjies wat jy vir hom wil stuur om op te vreet, nee, vat jy al hy geeltjies, dan gaan join jy 'n kunsklas,
gaan join 'n blommerangskikkingsklas, gaan join 'n loopklas, gaan join 'n drafklas, gaan join 'n naalklas, enige tipe klas. Gaan enrich jouself, liewerste. Gaan doen die kursusse wat jou besig hou en jou lewe verryk. Doen liewerste dit. Maar los maar hierdie DM's van hierdie pragtige Italiaanse manne wat vir jou gestuur word. Dit is net 'n gemors. En nou moet die kinders nou agterbly en hulle sê vir hulle self, "Jessie, kon dit nou regtig gebeur het? Kon ons 'n ma nou regtig waar omdat sy eensaam was, haarself in so 'n ding bevind het? Man, ek gaan nie eers liegie. Ons is getroud, dan is ons eensaam. Ons is ongetroud, dan is ons eensaam as vrouens. Maar ons moet regtig waar stil sit en vir onsself vra, is dit op die einde van die dag worth it? Gaan join 'n bakklas, gaan join 'n versierklas, man, gaan join enige klas en hou jou besig. Ons wat wil gewig verloor, gaan join 'n gymklas. Maar los maar hierdie manne wat vir jou DM stuur. Dit is die moeite werd. As jy klaar sukkel met 'n ander antie se kind, wat jy weet waar vanaf kom hy, glo my, jy gaan nog meerder sukkel met 'n ander antie se kind wat jy nie eens weet, is hy regtig van UK of Amerika of is hy regtig of is hy van waar nie. Maar anyway, 'n mooi dag verder. En moet vir niemand geld stuur nie. Moet vir niemand, 'n vrou in die eerste plek, 'n vrou stuur nie vir 'n man geld nie. In die eerste plek 'n vrou onderhou nie 'n man nie. Dit is 'n man se werk om 'n vrou te onderhou. Mooi dag verder, bye bye.